Kom ons kyk so 'n bietjie na stoichiometriese berekeninge. So ons gaan nie nou kyk na empiriese formule of enige van daai nie, net gewone jou stoichemie. Hierdie is 'n vraag wat ek uit 'n ou vraestel uitgehaal het. So dit behoort baie die standaard te wees wat hulle vir julle gaan vra. So highlighters, baie belangrik. Hulle sê vir jou 11,2 gram van 'n onsuiwer, highlight dit sommer 'n ander kleur, kaliumhidroksied van kaliumhidroksiedkorrels reageer met 600 kubieke sentimeter van 'n 0,1 mol per kubieke desimeter swaalsuur. Dis baie inligting in daai een sommetjie. So ons gaan gou terug in daai een sinnetjie. Ons gaan gou terug gaan en dit analiseer. Wat ek wil hê jy vir my moet doen is bo die woord onsuiwer gaan jy vir my skryf, jy gaan nie die mol bereken nie. Want die kinders sien dit en dan wil hulle dadelik die mol bereken. Jy kan nie van 'n onsuiwer monster die aantal mol bereken nie, want jy weet nie wat sy molêre massa is nie. As hulle vir jou 'n onsuiwer monster se massa gee, is die kans baie goed dat hulle vir jou gaan vra, bereken die persentasie suiwerheid, want jy het die onsuiwer massa nodig om die persentasie suiwerheid te bereken. So jy skryf sommer vir jouself daar, moenie eers in die versoeking kom nie. Wat ek gewoonlik doen is ek skryf die inligting wat hulle vir my gee bo aan elkeen van hierdie reaktanse of produkte wat ook al hulle gee. Daai een gaan jy nie daar byskryf nie, want jy moet hom nie in jou molsomme ooit gebruik nie. Maar daai 600 kubieke sentimeter van 'n 0,15 mol per kubieke desimeter oplossing swaalsuur. Nou, die groot ding wat die kinders vang met die stoichemie is hulle ken nie hulle basics nie. Jy kan nie die stoichemie doen as jy nie jou basics ken nie, want andersins gaan jy nie 'n cooking clue hê wat om te doen nie, en nie omdat jy dom is nie, omdat jy nie die voetwerk gedoen het nie. So baie belangrik, jy moet weet, kubieke sentimeter is die eenheid van 'n volume. So daai wat hulle vir jou daar gee, is nie 'n konsentrasie nie, dis 'n volume. So nou skryf jy dit sommer daarby, die swaalsuur, dis wat hulle vir jou gee. Sy V, en onthou volume moet in kubieke desimeter wees, so jy moet hom deel deur 1000. Ek gaan hom sommer klaar deel deur 1000, dat ek klaar daar reg is vir my, om te gebruik. En hulle gee vir jou mol per kubieke desimeter, daai is die eenheid vir konsentrasie, so hulle gee vir jou sy, as om hier boan, ek het hier nou nog plekkie, konsentrasie, en hulle gee vir jou sy volume. So hulle gee vir jou inligting oor daai ene. Okay. Dan sê hulle vir jou, hulle reageer volgens die gebalanseerde chemiese vergelyking, maak altyd seker jou vergelyking is gebalanseerd, anders gaan jou mol sommer glad nie werk nie. Dan vra hulle vir jou by die eerste een, bereken die aantal mol swaalsuur wat beskikbaar is om te reageer. So, dis net 'n eenvoudige 3-punt som. Hulle vra vir jou vir die aantal mol. Jy het inligting oor hom om sy aantal mol uit te werk, so jy gaan werk met sy mol uit. Niks snaaks daar nie. Net die regte formule, die mol is gelyk aan konsentrasie maal volume. So die konsentrasie is 0,15, die volume het ons klaar nie regte eenheid, en dit gee vir jou 'n waarde, laat ek net gou kyk, van 0,09 mol. Kyk, niks fancy daar nie. 3 punte, onthou altyd 'n punt vir jou formule, die waardes wat jy instel, en vir jou antwoord. Okay, so jy kan nie enige een van daai 3 stappe skiep nie. Nou sê hulle vir jou by 8.2, die persentasie suiwerheid, sien, daar kom dit nou, persentasie suiwerheid. Van die kaliumhidroksiedkorrels wat gebruik word is 80%. Bereken die aantal mol suiwer kaliumhidroksied wat met die suur gereageer is. So, as hulle vir jou persentasie suiwerheid vra, of persentasie suiwerheid gee, of persentasie opbrengs for that matter, begin jy met die formule wat jy het vir hom. Want dan sit jy gewoonlik daai waarde op die regte plek, dan gebruik jy hom nie op die verkeerde plekkie, en dan laat jy toe dat daai formule vir jou lei. So, persentasie suiwerheid is die massa van die suiwer stof op die massa van die onsuiwer ding, of dan amper soos die totale massa, soos jou punt op die totale punt maal met 100 vir 'n persentasie, en nou vul jy die inligting in, en jy laat dit jou lei. So hierdie ene is 80, gee hulle vir jou,
En ons het nie die massa van die suiwerstof nie. Ons het wel die massa van die onsuiwer een, dis daar 11,2. Ok, maar hulle vra vir jou nie vir die massa van die suiwerstof nie, hulle vra vir jou vir die aantal mol van die suiwerstof. So jy gaan dit nou net 'n bietjie ander kant om doen, maar van die massa af kan jy die mol gaan uitwerk, né? Want ons het mos hierdie formule. So as ek dan nou net die massa kan kry en die molêre massa kan ek mos van die periodieke tabel af kry, dan kan ek sy mol kry. So as ek gaan sommer eers ontsla raak male 100, gaan ek aan die ander kant deel met 100. En om dan, kom ons skep sommer daai, om dan ontslae te raak, want dan het ek mos nou m die massa op 11,2. So om ontslae te raak van die deel 11,2, gaan ek aan die ander kant maal met 11,2. Jy hoef nie m van die suiwer te skryf, jy kan ook maar net m skryf, dat ons weet ons werk sy massa uit. En dit, kom ons kyk wat gaan dit wees? 0,1, nee. Dit moet wees 8,96, dankie. Okay. En dan kan ek sy aantal mol gaan uitwerk. Wag, daai wil ek sommer gaan insit. 8,96 op die molêre massa van die kaliumhidroksied. Dis die massa van 'n kalium plus die massa van 'n suurstof plus die massa van 'n waterstof. Dit moet wees wat 56. En dan gaan werk ek uit die aantal mol is 0,16. Die ander manier waarop jy dit ook kon gedoen het, is, jy kon met jou stoïchiometriese verhoudings, hulle kon ook net nie vir jou daai inligting gegee het nie, en vir jou gevra het bereken die persentasie suiwerheid, byvoorbeeld. Dan het jy gegaan, en jy het gekyk, die verhouding tussen daai twee is 1 tot 2. So as ek 0,09 mol van daai ene gebruik het, dan moet, of van hom het, dan moet ek dubbel die hoeveelheid van die ander, nee, wag. Nee, okay, so ek sien dit gaan nie uitwerkie, so daar is ergens 'n kinkel, toe maar, okay, ek sien by 8,3, never mind. Jy kan ook net die manier eintlik doen. Ja, want andersins gaan jy nie op die regte antwoord uitkom. Laat ek gou kyk, het hulle 'n ander metode? Nee, dit lyk nie so. Okay. Wou sê jy kon met jou stoïchemie gebruik het, maar nou dadelik sien jy die hoeveelhede werk nie in verhouding nie. Wat beteken daar moet 'n beperkte reaktans wees? En ek sien nou by 8.3 hulle vra vir jou. Ja, so nou sê hulle vir jou. Bepaal wat 'n reaktant in oormaat is en noem dus of die finale oplossing suur, basies of neutraal is. Okay, so dis nou waar die suur-basis ding inkom. So onthou, nou gaan gebruik jy jou verhoudings. So die verhouding van die suur, jou swaalsuur tot jou basis, jou kaliumhidroksied, is 1 tot 2. Wat beteken, as ek 0,09 van die suur het, dan moet ek dubbel daai hoeveelheid, ek moet 0,18 van die ander een hê. Ek het nie 0,18 van die ander een nie, ek het net 0,16. Wat beteken, ek kan nie hom volledig laat reageer. Wat beteken, hy is in oormaat. So hierdie ouetjie, so dan gaan jy vir hulle sê, dit wil sê, die kaliumhidroksied is beperk. Nou dit maak nie saak of jy met die suur, want onthou jy het mos nou die aantal mol vir albei van hulle. So jy kon ook daai 0,16 daar ingesit het en uitgewerk het, okay, maar as ek 0,16 van hom het om te gebruik, het ek 0,08 van hom nodig. En dan kon jy ook gesien het, weer eens, daai is in oormaat, wat beteken daai is beperk. Jy kan dit nie net uit jou kop uit doen nie. Jy moet vir hulle die verhoudings aandui. En moenie vergeet om die laaste ding te doen nie. Hulle vra vir jou bepaal wat se een is in oormaat en noem of die oplossing suur, basies of neutraal is. Nou, as daar eweveel van albei was, dan was hy neutraal. Maar die een in hierdie, as daar ekstra suur was, sou hy suur gewees het. As daar meer basis is, dan is hy basies. Wat beteken?
Ons oplossing is basies. Kyk, daai ene weet jy is 'n suur, né? Want hy sê vir jou dis swaalsuur. Wat beteken daai ene moet die basis wees? Nou as daar eweveel mol van albei van hulle is, want dis 'n sterk suur en 'n sterk basis, as die aantal mol van hulle albei dieselfde is, so of nie dieselfde is nie, maar daar's nie 'n beperkte reaktansie. Okay, hulle is in verhouding tot mekaar, reageer, dan gaan jou oplossing neutraal wees. Maar as daar meer suur is, as daar meer aantal mol van hom is as van die basis, dan gaan my oplossing suur wees. Maar as daar meer van my basis, ekskuus, ek sien nou eers dankie dat jy vir my vra of dit reg is. Ons moet sê die basis is beperk. Dit beteken die suur is ekstra, so my oplossing is daar onder. Sê mos, my kop is al gaar na vandag. Okay. Ja, dit wat ek gesê het is reg, maar ek het nie. So, Daai is beperk. Ek het nou die hele tyd asof hy in oormaat is. as daar dan meer basis is, dan is dit Basies, yes. basis. En as daar meer suur is, dan is dit suur. Yes, die in oormaat bepaal of dit 'n basies of suur gaan wees. Okay, en dan is hulle altyd dieselfde as ons neutraal. Ja, as die verhouding mooi uitgewerk het, dan is hy neutraal, ja. Want dit is 'n sterk suur en 'n sterk basis saam. Okay. Dan sê hulle bereken net op 'n ander noot, hierdie kon hulle nou 'n bietjie moeiliker gemaak het. Hulle kon ook vir jou al daai inligting gegee het wat hulle daarbo vir jou gegee het en hulle kon net vir jou gevra het bepaal die persentasie suiwerheid. Okay, so dan moet jy in elk geval al die goed gedoen het. Behalwe nou hierdie. En net so terloops, as hulle vir jou vra, soos wat hulle nou gaan doen hierso, maar sê nou maar hulle het dit nog nie gedoen nie. Sê nou maar hulle het dadelik net vir jou hierso by 8.4 gevra, bereken die konsentrasie van daai ouetjie. Dan moet jy onthou, as hulle vir jou genoeg inligting gee om albei jou reaktanse se aantal mol uit te werk, dan gaan een van hulle 'n beperkte reaktans wees. Want hulle gaan nie onnodig vir jou die aantal mol van albei stowwe gee nie, omdat jy net een stof nodig het om al die ander se aantal mol uit te werk, beteken dit as hulle albei van daai vir jou gee die aantal mol, dan moet jy eers uitwerk wat se een is die beperkte reaktans. Of partykeer sal hulle sê daar is 'n oormaat van hierdie. So onthou graad 11 is mos nou die jaar wat ons die beperkte reaktans doen. So hou dit net altyd in julle agterkoppe en baie keer onthou die stoichemie met sure en basisse kom weer in matriek. Hulle vra altyd 'n stoichemie vraag by sure en basisse. So onthou dan net ook om te kyk vir jou beperkte reaktans. Ekskuus. Okay, dankie. So dan kan jy aanneem dat as jy by soos hierdie vraag kom, dat jy gaan soos 'n berig doen, jy gaan soos jy gaan 'n storie weet, soos ons noem dit berig. So kan jy aanneem dat jy eintlik maar by amper elke som suits gaan doen of aan die begin. Die manier hoe jy weet, en dan gaan ek vir jou hier sê, kyk gou hier, vra hulle vir jou bereken die konsentrasie van die kaliumsulfaat oplossing indien die reaksie volledig plaasgevind het. So wat jy nou doen by jou stoichemie vraag, is jy vul die inligting by die ding aan, wat hulle vir jou die inligting oorgee, soos daar. En dan die ding wat hulle vir jou vra, maak jy 'n vraagteken by. So by die eerste vraag, het hulle vir jou inligting gegee oor hom, en 'n vraag gevra oor hom. Dan is dit nie nodig om 'n brugsom te doen nie, die molsom nie. As hulle vir jou inligting gee oor een ding, maar 'n vraag vra oor 'n ander ding, dan moet ons die brug doen. Dan doen jy jou molstappe. Dis hoe jy weet. So hulle vir jou inligting gee oor een ding, maar 'n vraag vra oor 'n ander ding. So basically, as jy een ding het, maar hulle soek die ander ding, dan weet jy. Yes, exactly. Okay. Wag, kom ek vind net 'n bietjie uit. Dit is 'n baie valid vraag oor die balanseer. En ek voel dit is belangrik dat ons dit aanspreek. So, kom ons sê daar was nie daai 2 en daai daarso nie. Hoe jy seker sou gemaak het dis 'n balanseer, is jy tel dat daar eweveel van elke element aan albei kante van die pyltjie is. So, daar's die 2 daarvoor beteken daar's 2 van daai molekules, 2 van daai ioniese stowwe, 2 van daai goed.
Daai 2 beteken dis 2 waterstowwe verbind aan 1 swaal verbind aan 4 suurstowwe. Okay, so met ander woorde, as daar 2 van daai molekules is, beteken dit daar is altesaam 2 koolstowwe, 2 suurstowwe en 2 waterstowwe daarso. So dan gaan check jy, tel op in totaal hoeveel suurstowwe is jy aan die linkerkant, waterstowwe, kaliums, selfde daar, en dan kyk jy of dit gebalanseerd is. Nou, as jy wil balanseer, mag jy nooit aan daai onderste getalletjies daar verander nie, want dan verander jy die samestelling van jou molekuul, en jy verander sy fisiese eienskappe. So dan basically verander jy die hele ding. Jy verander die hele ding, want basies, jy kan dit vergelyk, daai is iets wat jy nodig het vir oorlewing, jy is 80% dit. Daai gebruik ons om ons hare te bleach. As jy dit drink, then you die. Okay, so dis baie belangrik. Jy verkoppers dit in plaas van H2O, sê dat jy wil jouself vergiftig. Exactly. So die ding is, dis soos om te sê, jou ma roep julle om die groceries uit die kar uit te gaan haal. Nou, daar sê nou maar 5 sakke, so ons het 5 hande nodig, as ons 1 sak per arm gaan dra. Nou, sy kan nie net vir Lenel vra en vir haar ewe skielik 3 arms aan haar lyf voeg om al 5 sakke te kan dra nie. Want dan verander ons Lenel se samestelling, wie sy is as mens. Jy kry nie nog 5 arms by 1 persoon nie, as jy nog arms wil hê, dan bring jy nog 'n persoon. So, dis dieselfde tipe ding hierso, jy het nog molekules nodig. Okay. So, dis hoekom ons altyd die getalletjie vooraan verander en nooit in die molekules self nie. Okay, onthou H2O en H2O2. As jy ooit wonder of jy die onderste getalletjie wil verander of die voorste een, onthou daai. Okay, so inligting oor een stof, 'n vraag oor 'n ander stof, en onthou, baie belangrikie, ons het nou in elk geval, wat sê dit ons gesê is beperk? Die kaliumhidroksied. Daai is baie belangrik, want jy kan nie jou ding wat in oormaat is, gebruik om die ander se hoeveelhede te bepaal nie. Ek kan nie sê, ek het 'n kilogram meel in die kas, ek wil 'n koek bak en die resep is eintlik net, moet ek eintlik net soos 500 gram gebruik. Nou gooi ek al die meel in, maar net dieselfde hoeveelhede van die ander goeders en dink ek gaan dieselfde koek kry nie. Dis die ding wat eers gaan opraak wat jy gebruik, of 'n Lucky Packet. As ek 'n Lucky Packet het, wat elkeen 'n sweetie en een van daai visie lekkertjies in het, en ek koop 'n sak met 10 sweeties en 'n sak met 15 van daai visie lekkertjies, dan beteken dit nie ek gaan 15 Lucky Packets kan maak nie, want dan gaan daar 5 arme kindertjies wees wat elkeen net visie kry in plaas van 'n visie en 'n lekkertjie. Dis die een wat eers gaan opraak wat gaan bepaal hoeveel Lucky Packets ons maak. Kyk, so daai ene. So nou wil ek amper vir jou sê, jy krap sommer daai ding dood. Ons gaan niks van daai inligting gebruik nie. Ons gaan die een gebruik wat het was hy wat beperk is, né? Dat ek nou nie weer verkeerd praat soos wat ek nou nog gepraat het nie. Okay, so daai blou is in die verlede. Ons gaan nie hom nou gebruik nie. Hy het geen effek op die hoeveelheid van die ander wat gevorm is nie. Ons het wat gesê? Hy is 0,16 mol. Okay, so nou kyk ek, my molstappe is altyd, stap 1, bepaal die aantal mol van die stof waaroor hulle vir jou vra. Dit is gedoen. Dan, stap 2, bepaal die mol. Ag, nee man. Die mol waaroor hulle vir jou die inligting gee. Yes, so. Kom ons sê maar net gegee. Dit het ons kan. Nou werk ons die mol uit van die stof waaroor hulle vir ons vra. Okay, en ons doen dit deur ons verhoudings te gebruik. So die verhouding van die kaliumhidroksied tot die kaliumsulfaat, as ons kyk na die voorste getalletjies, want daar is altyd daai getalletjies vooraan, as daar niks staan nie, staan dan mos 'n 1, is 2 tot 1. Wat beteken? As ek 0,16 van hom het, gaan ek 0,08 mol van hom vorm. En dan, stap 3 is om die mol oor te skakel na die hoeveelheid wat hulle vra. Hulle vra vir ons
vir die konsentrasie. So ons gebruik die formule wat ons het vir konsentrasie. Die reaksie volledig plaasgevind, sal ons aan die werk by 0,18 by KOH by die brug nie. Ja, maar hy kan soos volledig beteken al jou beperkte stof is op. So hy kan nie, as daar nie nog iets is om mee te reageer, kan hy nie verder gaan nie. Al het ek 10 ton meel, maar net 2 koppies suiker, kan ek nog steeds net werk op die hoeveelheid suiker, maak nie saak hoe baie meel daar is. So selfs dan as sê hulle hy reageer volledig, dit beteken net Beteken nie dat daar nie dat daar niks gaan oorbly noodwendig nie. Suiker bepaal hoeveel meel jy gaan gebruik. Exactly. Okay. En nou, daar's geen ander vloeistowwe nie, né? Jy die suur wat ons nou 'n vloeistof was en toe het jy die korrels bygegooi, né? So as jy sê net maar koffie maak en jy gooi 600 ml water in en die poeier daarbey, nou vorm jy die koffie, maar die volume is nog steeds dieselfde. So dis dieselfde tipe ding hier. So daai volume is nog steeds die 0,6 kubieke desimeter. En dan moet jy kry 0,133 mol per kubieke desimeter, né? Okay. Daar is sommer nou 'n lekker suur en basis. Ag nee, stoichemie / suur en basis vraag. Wie is my voorbeelde as ek môre middag oefeninge gaan doen?